Hallo vriende en baie welkom hier, dit is so lekker om vandag ook saam met jou te kuier, daar waar jy is, soos wat jy kom. Mag jy God die enig opnuut ervaar en in sy teenwoordigheid verkeer. In vandag se erediens doop ons 2 kindertjies en daarom het ek goed gedink om 'n teks te lees wat oor kindertjies gaan. En een van die bekende tekste wat ons dan lees is dan Markus 10, waar Jesus die kindertjies seën. Nou, ek het 2 dogtertjies, een is 4, amper 4, die ander een is 4 maande. En ek moet sê, hulle bring soveel vreugde in my lewe. Maar terselfdertyd is die 4-jarige nogal 'n uitdaging en toets my geduld redelik goed. Nou, wanneer ons na die Bybel kyk, en ons kyk dan in die besondere ook na vandag se teks, 'n baie bekende teks, dan sien ons dat kinders vir Christus en vir God belangrik is. En inteendeel dat hy dan kinders gebruik om iets vir ons te sê oor hoe die koninkryk werk. So kom ons lees saam uit Markus 10, ons gaan van vers 13 tot 17 saam lees. Hulle het kindertjies na Jesus gebring, sodat hy hulle kon aanraak, maar die disippels het hulle berispe. Toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie langer verhinder nie. Want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Amen, ek sê vir julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Hy neem hulle toe in sy arms, en seën hulle terwyl hy sy hande op hulle lê. Soos ek genoem het, is hierdie 'n baie bekende gedeelte, en ek dink baie keer wanneer ek met mense praat, en ons praat oor geloof, dan sal hulle sê, ag, ek glo maar soos 'n kind. Ek dink dan dink ons terug na hierdie teks, en ek dink nie eintlik dit is wat hierdie teks sê vir ons nie, maar ons gaan so 'n bietjie later daaraan raak. Toe ek 'n kind was, het ek baie dikwels gehoor, kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. So amper asof kinders nie in 'n volwasse gesprek hoort nie, dat hulle daar een kant moet gaan speel terwyl die groot mense besig is met hulle kuier en hulle dinge. Nou wanneer ons die teks vandag hier lees, dan sien ons dat Jesus kindertjies omhels en omarm in sy koninkryk. En ons lees dan 'n paar goeters raak in hierdie paar kort versies. Ons lees eerstens dat mense het hulle kinders na Christus toe gebring, sodat hy hulle kon aanraak en waarskynlik kon seën vir 'n goeie toekoms, vir watter wyse ook al. Jesus se reputasie het natuurlik homself vooruitgeloop, en 'n mens het geweet dat daar waar Christus is, daarso is seën. Maar ons sien ook dat die disippels hulle verhinder, hulle berispe, en sê, nee, wag, die kindertjies is nie nou nodig om Jesus se tyd in beslag te lê nie. Hulle is nie belangrik genoeg nie. En wanneer Jesus hierdie sien, dan sien ons dat hy is verontwaardig. Hy kan dit nie glo nie, en op die sterkste moontlike manier sê hy dit in 'n negatief en 'n positief. Hy sê, moet hulle nie verhinder nie, maar bring hulle na my. En Jesus sê dan heel eers hierdeur, dat kinders, en dalk kan ons die lyn so 'n bietjie baie verder trek, dat hulle wat vir jou dalk onbelangrik voel, dat hulle ook belangrik is in God se koninkryk. In die besondere kinders, sê Jesus. Hulle wat ons baie keer nie in ons geselskap wil hê nie, hulle wat ons baie keer wil hê dat hulle moet gaan speel terwyl die groot mense besig is. Bring hulle na my toe, sê Jesus, en moet hulle nie verhinder nie. Vriende, die mense wat ons dikwels as minder belangrik sien, en ja, dit sluit ons kinders in, is vir God belangrik. En ons sien dit in die sakrament van die doop, dat hy dit juis vir ons kinders gee. Dat hy juis in die doop kom en sê, jy is my geliefde kind, jy behoort aan my, en ja, die koninkryk, my grootste geskenk, is ook joune. So dis die een ding wat ons hierso moet besef, liewe vriende, dat kinders is vir God kosbaar, hulle wat die minste belangrik in ons oë is, en dalk kan ons dan, soos ek gesê, die definisie 'n bietjie verder skuif, is ook kosbaar.
En dalk moet ons na binne kyk en heel eerste vir ons vra, vir hulle wat nie vir my belangrik is nie, hoe moet ek reageer teenoor hulle? Vir hulle waar ek meer waardig voel, dalk moet ek hulle anders hanteer. Maar die tweede ding wat ons hier raak lees rondom kinders, en ek dink dit is vir my die hart van hierdie gedeelte is, dat Jesus sê, dat as ons nie die koninkryk van God ontvang, soos 'n kindjie dit ontvang nie, dan is daar moeilikheid. Want sê hy die koninkryk is juis vir mense soos hulle. Nou wat bedoel Jesus hierdeur? Ek dink 'n baie mooi beeld wat ons kan trek is, om te sien hoe 'n kind reageer wanneer hy op sy verjaarsdag 'n geskenk of op Kersfees 'n geskenk kry. Wat is 'n kind se reaksie gewoonlik? Dit is een van blydskap, een van oorgawe, een van opgewondenheid, wanneer hy of sy daai geskenk ontvang. En dan sien ons dat hulle nie kan wag om daarmee te begin speel nie. En maak nie saak hoe laat in die aand of hoe vroeg die oggend is nie, dan is hulle besig met daai geskenk. En liewe vriende, ek dink dis dalk hoe ek en jy met die koninkryk ook moet wees. As Christus sê, dat as ons nie die koninkryk ontvang soos 'n kind nie, as ons nie opgewonde is daaroor nie, as ons nie daarmee werksaam is, en ywerig daarmee werksaam is nie, dan dink ek moet ons bietjie bekommerd wees. Ek dink in vandag se tyd is daar soveel dinge wat ons druk, soveel dinge wat ons tyd vra, soveel dinge wat ons vreugde steel. En Christus sê eintlik vir sy disippels en vir my en vir jou vandag, dat dit is juis wanneer ons die koninkryk soos kindertjies ontvang, dat ons met vreugde en met ywer en doelgerig in sy koninkryk kan leef en woeker. Ek dink ons moet dalk net weer eens die waarde van hierdie koninkryk besef. Wanneer ons later dink as Jesus daai 3 kort gelykenisse vertel, en hy vertel van die skat in die grond en hoe die persoon alles gaan verkoop om hierdie stuk grond te kry sodat hy die skat kan kry. Liewe vriende, daardie skat is vir my en vir jou. En dit word vasgelê in die sakrament van die doop, dit word aan ons bevestig herhaaldelik in die sakrament van die nagmaal. Dat ons 'n kosbare geskenk en erfenis het in Christus. En dat dit nie net ek is wat deel is daarvan nie, maar almal wat aan hom behoort, ja, selfs die wat ek minder ag as myself. En daarom, liewe vriende, is die uitnodiging van Christus nie om te glo soos 'n kind nie. Nee, die uitnodiging is om die koninkryk van God te ontvang soos 'n kind. En om te weet dat dit nie net vir my is nie, maar dat dit almal insluit vir wie hy Vader is. Almal insluit vir wie hy sê, jy is my geliefde kind. Wat maak ons hiermee? Dalk moet ons gaan kyk na ons eie betrokkenheid in die koninkryk. Na ons eie opgewondenheid in die koninkryk van God. Dalk moet ons gaan kyk na hoe ons ander hanteer vir wie ons nie hoog ag nie. Dit is dalk die uitnodiging wat jy ontvang vandag. En ek wil regtig vir jou aanmoedig om daarmee te gaan sit. Gaan sit weer in die week met Markus 10. En sien wat dit in jou wakker maak. Waar die Here wys ons dalk aan onsself moet werk. Christus sê, almal is welkom, selfs die geringes, selfs die kleinstes, die magteloses. En toe die kindertjies na hom gebring word, toe seën hy hulle. Liewe vriende, mag ons geseënd wees, wanneer ons die woorde hoor, wanneer ons met dit sit en wanneer dit besig is met ons. En mag ons opnuut besef, dat die koninkryk van God is 'n kosbare geskenk. Dat dit 'n groot geskenk is, dat ek en jy deel kan wees daarvan. En dat ons uitgenooi word om dit in blydskap en vreugde te ontvang. Amen. Here God, ons almagtige Vader, ons eer U opnuut vandag vir hierdie groot geskenk. En dalk kom bely ons, Here, dat ons opgewondenheid nie altyd is soos wat dit is nie. Dat ons nie altyd reageer soos wat ons moet reageer nie. Dankie dat ons by kinders kan leer vandag.
Dankie dat ons kan leer om opgewonde te wees oor dit wat ons van U ontvang. En gee dat ons ook sal besef dat dit soms mense insluit waarvan ek nie noodwendig hou nie, of hulle wat ek minder ag as myself. Here, werk deur die Gees in ons, en gee dat ons 'n diepe bewussyn sal hê van die grootheid van hierdie wonderlike geskenk wat U vir ons gee. Ons eer U vandag daarvoor. En ons vra al die dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.